Welkom by die Ligpunt Kerk podcast. As Ligpunt Gemeente is dit ons begeerte om God te verheerlik deur disippels te wees wat disippels maak en 'n kerk te wees wat kerke plant. Geniet hierdie week se preek. Vriende, goeiemôre. Het is 'n groot voorreg om vanoggend hier te staan. En dit is 'n wonderlike ervaring sover om te sien hoe die liggaam van Christus funksioneer. Die van ons wat aan die kant van die kantoor staan, sien partykeer goed as raak, wat ander nie noodwendig dadelik optel nie. En so vanoggend het ek weer Natalie se ongelooflike werk raak gesien, hoe elke liedjie presies dit wat ons probeer sê vanoggend in die teks kommunikeer. Ons het al daaroor gesing, dis warm in ons harte, en so is 'n wonderlike voorreg om die liggaam so te sien funksioneer, en ook soos wat Sinead gepraat het van die werk wat gebeur in Mamelodi. Dit is so wonderlik om te sien hoe die kerk in Mamelodi voordeel trek uit die werk van ons, die klein goedjies wat ons doen, en die klein goedjies wat ander ouens doen, en hoe God dit gebruik om werklik 'n seën te wees, nie net vir die kerk in Mamelodi, maar vir die gemeenskap van Mamelodi. En so dit was alreeds vir my 'n geweldige bemoediging vanoggend om hier te wees. Ek gaan vir ons 'n moeilike teks vanoggend bring. Dit is 'n moeilike, dog bemoedigende teks. God gebruik baie keer waarskuwings om ons na hom toe terug te roep. Dis beter nuus as die nuus wat ons sondige harte en die duiwel in die wêreld vir ons wil kommunikeer. En so is goed vir ons om te luister. En dan ek gaan vra dat God ons help om te luister vanoggend. Kom ons bid saam. Vader, ons dankie vir u woord. Ons dankie dat u met ons praat. Ons dankie dat u 'n God is wat kommunikeer, wat homself aan ons geopenbaar het in die skepping, in die woord, in die seën, en vanoggend soos wat ons die woord lees deur die Gees. En so Vader, maak ons harte sag, maak ons harte ontvanklik, en Vader, maak ons sterk sodat ons in geloof kan reageer. Help ons asseblief om u te sien vir wie u is, en help ons asseblief om met harte vol geloof en moed gevul te word en uit te gaan aan die einde van ons tyd saam. Ons vra dit in Jesus se wonderlike naam. Amen. Vriende, ek weet nie wie van julle dapper genoeg is om Dr. Google te raadpleeg nie. Ek is baie skrikkerig om dit te doen. Ek hou nie daarvan om na al daai simptome te kyk en kyk wat er op my van toepassing is nie. Dis 'n aardige ervaring, maar tog doen mense dit. Mense doen dit. Of ek doen dit, ek weet nie, ander is dalk slimmer daaroor. Maar ek doen dit. Ek kyk wat die simptome is wat Dr. Google beskryf, want ek is bang. Ek is baie keer bang. Ek wil weet wat die waarheid is. Ek wil luister as daai simptome iets is waarop ek moet agslaan. En dieselfde is waar as ons so in COVID het ek twee vriende gehad. Ek weet nie wat hulle geweet het van die simptome van 'n hartkondisie nie. Die een was 'n jaar ouer as ek en die een was 'n jaar jonger as ek, en beide van hulle het gedurende COVID is hulle oorlede aan 'n hartaanval. Die een ou was 'n baie sportiewe ou, groot, sterk ou. Hy het opgestap met die trappe en hy het dood neergeslaan. En die ander ou was 'n jaar jonger as ek, marathonatleet. Eintlik vir ons, baie van ons wat hom ken, 'n voorbeeld gewees van hoe om 'n hoë impak lewe te hê, om goed te wees in jou werk en goed te wees met jou gesondheid, en hy het teruggekom van 'n draffie af, nie as 'n verry nie, 'n 5 kilo een, en hy het dood neergeslaan. En dit was dit. En so ek sê dit want die simptome moes daar gewees het. Die simptome van 'n hartkondisie moes daar gewees het. En as ons nie die simptome ken nie, dan kan ons nie optree nie. Dan kan ons nie op 'n gesonde, verantwoordelike manier optree nie. En so hier's wat Dr. Google sê die simptome is van 'n hartaanval. Ek kan nie daarvan om dit te lees nie. Maar dit is goed vir ons om dit te hoor sodat ons weet wanneer ons moet optree. Die simptome van 'n hartkondisie of van 'n hartaanval dan is chest pain, tightness, pressure in the chest and discomfort, shortness of breath, pain in the neck, jaw and throat, ensovoorts. Nie lekker om te lees nie, maar belangrik vir ons om te hoor. Belangrik vir ons om te hoor as ons wil luister en wil gesond optree. En natuurlik sê ek nie hierdie omdat dit 'n mediese klas is nie. Ek sê hierdie omdat dit geestelik ook waar is van ons.
vir ons, is geestelik waar vir ons. Daar's sekere geestelike hartkwale wat dodelik is. Dinge wat as ons dit nie betyds aanspreek nie, kan dit ons skielik oorval en tot ons geestelike dood lei. Vandag se teks sê vir ons dat God praat met ons deur sy woord en ons het nodig om te luister om geestelik gesond te kan funksioneer. Ons kom tot geloof deur die hoor van God se woord. So Romeine 10 vers 17 sê vir ons, so faith comes from hearing and hearing the word of Christ. So ons kom tot geloof deur die woord te hoor en ons bly gesond in die woord. Ons bly gesond in die geloof deur die woord te hoor. Matteus 4 vers 4 sê, man shall not live by bread alone, but from every word that comes from the mouth of God. Die woord gee ons lewe en die woord hou ons aan die lewe. En die grootste risiko vir ons is om ons harte te verhard teen die woord. Ons almal is op risiko om in ongeloof ons harte te verhard teen die woord en nie te luister nie. Net soos wat ons fisiese gesondheid is 'n gevolg van 'n lewenstyl, is ons geestelike gesondheid ook 'n gevolg van 'n lewenstyl. Die manier waarop ons lewe het 'n invloed op ons. En mag God ons genadig wees dat ons vanoggend sy stem hoor in sy woord en luister. Ons is vanoggend besig met die laaste in die reeks van die geesvervulde lewe. Ons kyk na Hebreërs 3. En Hebreërs is 'n brief wat geskryf is in 'n klein kerkie. Is 'n kerkie wat baie goed begin het. In Hebreërs 10 sien ons Hebreërs 10 vers 2 sê die skrywer vir hulle, but recall the former days when after you were enlightened you endured a hard struggle with suffering, sometimes being publicly exposed to reproach and affliction, and sometimes being partners with those so treated. For you had compassion on those in prison, and you joyfully accepted the plundering of your property, since you knew that you yourselves had a better possession, an abiding one. Hulle het die Christenlewe baie goed begin. Dis 'n wonderlike ding. Hulle het die Christenlewe baie goed begin. Hulle lewe is gekenmerk deur enlightenment. Die woord het hulle ingelig. Hy het hulle help om goedes anders te sien en te verstaan. En hulle lewe is gekenmerk deur compassion en joy. Dit is baie goeie geestelike simptome. Maar oor tyd het hulle vreugde gekwyn. En hulle het ons sien in Hebreërs 10, hulle het al hoe minder by mekaar gekom. En ons sien in Hebreërs 5, hulle het al hoe minder na die woord van God geluister. Hebreërs 5 vers 11 sê, about this we have much to say, and it is hard to explain, since you have become dull of hearing. Is 'n groot gevaar. Is 'n baie groot gevaar en die gevaar vir hierdie ouens is dat hulle sal wegval van Jesus af. Dit is die gevaar wat daar vir hulle is. Die simptome van vreugde is vervang met murmurering. En hulle self onttrek van die gemeenskap en hulle was glad nie meer so gretig om te luister na God se woord nie. Dit is die rooi ligte. Dit is die geestelike rooi ligte. Dit is die geestelike ekwivalent van 'n stywe bors en 'n kortheid van asem en 'n seer nek en keel. Dit is die goedes waarvoor ons, dis lewensgevaarlike simptome geestelik waarvoor ons versigtig moet wees. En so vandag se teks help ons om eerstens te luister na die woord van God. Dit help ons om te weet hoe om te luister na die Gees. En tweedens gee dit vir ons 3 maniere hoe om effektief te luister na die Gees. So is 'n opdrag om te luister en is 3 maniere hoe om effektief te luister. So eerstens, die Gees van God praat met ons deur sy woord. Die blaadjies wat langs ons is, ons gaan daardeur werk. En so die eerste versie bo aan in die ESV is vers 7 van hoofstuk 3. En kom ons lees dit saam. Dit sê, therefore, as the Holy Spirit says, today if you hear his voice, do not harden your hearts. So die eerste ding wat ons daar moet oplet, is die Gees praat. Die Gees praat met ons nou. Die Gees is besig om met ons te praat. As the Holy Spirit says, is teenwoordige tyd. Die Heilige Gees praat nou met ons en ons moet luister. Die tweede ding wat ons moet raak sien in daai vers 7 is hoe die Heilige Gees met ons praat. Die skrywer sê die Heilige Gees praat en dan sê hy, today if you hear his voice, do not harden your hearts. Hy haal die Bybel aan.
Hy sê die Heilige Gees praat en dan haal hy Psalm 95 aan. Today if you hear his voice, do not harden your hearts. So die Gees praat vandag met ons deur die woord van God. Dis hoe die Gees van God met ons praat. 3000 jaar terug het in die tyd van koning Dawid het die Gees van God met die mense van God gepraat deur Psalm 95. Toe het hy vir hulle gesê, today if you hear his voice, do not harden your hearts. 2000 jaar terug het God deur Psalm 95 met die kerkie in Hebreërs gepraat en hy het vir hulle gesê, today if you hear his voice, do not harden your hearts. En vandag praat die Gees met ons en hy sê vir ons, today if you hear his voice, do not harden your hearts. En hy gebruik Psalm 95 soos wat die skrywer van Hebreërs dit aanhaal. Die Jode was vertroud met die woorde, baie vertroud met Psalm 95. Elke week wanneer ons bymekaar kom, dan het Natalie vir ons 'n call to worship uitgewerk wat die leier dan vir ons sê. Hy sê kom ons dien die Here. By elke samekoms van die Jode, elke liewe een wanneer hulle op 'n Sabbat bymekaar gekom het hulle was die eerste woorde wat gesê is hierdie woorde, today if you hear his voice, do not harden your hearts. Dit is onsaglik belangrik vir ons om dit te hoor. Die woord van God te hoor en te luister. Nou ons almal weet, om te luister is nie dieselfde as om te hoor nie. My kinders hoor my baie keer, maar hulle luister nie. Amper elke liewe oggend sê ek, sit nou neer, gaan trek aan, ons gaan laat wees. Dan sê hulle, ek sal nou pappa. En dan gaan haal hulle nog 'n boekie en hulle teken nog 'n prentjie. Ek sal nou is nie om te luister nie. En as ons hier uitgaan met 'n gesindheid van ek sal nou, is dit nie om te luister nie. Dis een trappie kort van om ons hart te verhard in ongehoorsaamheid. Psalm 95 verwys na 'n tyd in Israel se geskiedenis toe Israel hulle harte verhard het teenoor God. En dis eintlik, as mens kyk na die hele storie, is dit 'n verstommende storie. Dis toe God vir Israel verlos het uit Egipte uit. Is vir ons opgeskryf, hierdie spesifieke gedeelte is vir ons opgeskryf in Eksodus 17. So die hele boek van Eksodus gaan oor Israel wat verlos is en op pad is na die beloofde land toe. Na 430 jaar in slawerny, roep hulle uit tot God, God verlos hulle. Hulle Farao uiteindelik laat hulle gaan, soos wat God na 10 pla die eersgeborene van die wat nie aan hom vertrou nie tref, en Farao laat hulle gaan. En is 'n wonderlike prentjie. Dit is 'n wonderlike prentjie hoe 600,000 mans, was oorspronklik 70 wat ingegaan het. 600,000 mans en nagenoeg 1,5 miljoen vrouens en kinders ordelik stam vir stam uit Egipte uit marseer. Met die rykdom van Egipte, want die Egiptenare het God het die Egiptenare se harte sag gemaak teenoor die Israeliete en hulle het hulle rykdom vir Israel gegee. En daar stap Israel uit die slawerny uit op pad na die beloofde land toe. Daar's 'n wolkkolom wat hulle beskerm in die dag en daar's 'n vuurkolom wat hulle lei in die nag en wat maak dat hulle kan sien waar hulle gaan. En soos wat hulle by die Rooi See kom, dink Farao, hy kan nie eintlik hierdie ouens laat gaan nie, sy ekonomie gaan platval. En so dan jaag hy agter hulle aan. En hulle is dan vasgekeer by die see en die wolkkolom kom dan agter hulle in sodat die Egiptenare nie by hulle kan uitkom nie. En dan die volgende oggend lig Moses sy hand op oor die see, die wind begin waai, die see maak oop en hulle loop deur die see. En God is besig om die hele tyd deur is besig om vir hulle iets te leer. Hy's besig om vir hulle te leer, ek is by julle, ek help julle, ek beskerm julle. En dan soos wat hulle deur die see loop, begin die Egiptiese stryd waar ons agter hulle aan te jaag. En die teks sê dat hulle sou hulle gevang het, maar dan skep God verwarring onder die Egiptiese stryd waar ons hulle jaag mekaar vas. Die Israeliete kry tyd om uit te kom uit die see uit. God maak die see toe en die vyand is verslaan vir ewig. Ten minste daai vyand is verslaan vir ewig. Die volk kan dit sien, hulle kan sien God is goed vir hulle en hulle brand los in lofsang. Hulle prys God vir wie hy is. Hulle doen dit in Exodus 14 gaan hulle deur die see. Exodus 15 sing hulle hierdie loflied aan die Here vir die wonderlike verlossing wat hulle beleef het.
In Eksodus 16 kry hulle manna en kwartels. In Eksodus 17 het hulle nie water nie. En dan wil hulle vir Moses doodgooi met klippe. Hoe vinnig is ons harte om te draai wanneer dinge nie is soos wat ons dit wil hê nie? Hoe vinnig kan swaar kry ons kry om in ongeloof op te tree? Hierdie is wat geskryf staan in Eksodus 17 vers 7. And he called the name of the place Massah and Meribah, because of the quarreling of the people of Israel, and because they tested the Lord by saying, is the Lord among us or not? Hier is die hart van ongeloof. Is God by ons of nie? Hulle het al daai wonderlike gawes uit God se hand uit ervaar, en ja, dit was moeilik. Dit is moeilik as jou kinders lyk asof hulle gaan vergaan van die dors. Dit was nie ligte swaar kry wat hulle beleef het nie, maar wat hulle veronderstel was om te doen is om te vertrou dat God sal voorsien. Maar hulle het nie. Hulle het God nie vertrou nie. Hulle het vasgekyk in hulle swaar kry en hulle het vergeet van God. Hulle het nie besef hulle kan God vertrou nie. Was maklik vir God om die probleem op te los. Hy het vir Moses gesê, slaan die rots, en strome van lewende water, strome van water het uit die rots uitgekom. En die volk se probleem is opgelos. Die probleem, hulle fisiese probleem, hulle swaar kry is opgelos, maar hulle hartprobleem is nie opgelos nie. Hulle het aangehou om in ongeloof op te tree. En vers 10 van ons teks, is ook vers 10 van Psalm 95 sê, hulle het nie verstaan hoe God werk nie. They always go astray in their heart. They have not known my ways. En so dis 'n vraag vir ons. Ken ons God se weë? Verstaan ons hoe God met ons werk? Verstaan ons dat God ons deur tye vat waar ons nodig het om hom te vertrou? Daar's tye wat dit obvious is en maklik is, hoe God vir ons voorsien en hoe God ons help. Maar daar's tye wat ons deur swaar kry moet gaan en wat ons God meer moet leer vertrou. Maar wat gebeur met ons? Sê ons, is God met ons of nie? Is dit wat in ons harte opkom? Is daai hart van ongeloof, daai harde hart binne in ons? Die kerkie van Hebreërs het deur 'n tyd van swaar kry gegaan en het oorspronklik goed gevat, maar later van tyd het hulle begin om hulle rug te begin draai op Jesus. Hulle het gegaan na iets toe wat hulle gevoel het hulle kan beheer, want hulle wou nie meer vertrou nie. Hulle was angsbevange, want hulle het nie meer vertrou nie. Dieselfde het met die Jode gebeur in Israel se geskiedenis, en hulle het nooit in die beloofde land ingekom nie. Daai generasie het nooit in die beloofde land ingekom nie, want hulle het nie God vertrou end uit nie. Nou ek praat as iemand wat in teorie okay is met swaar kry, maar wanneer dit gebeur, dan sukkel 'n mens. Mens sukkel om vas te hou, want mens verstaan nie hoekom die swaar kry so lank is nie. Mens verstaan nie hoekom dit so diep en so regtig seer moet wees baie keer nie. Want ons vertrou nie dat God besig is baie keer om ons te help om hom raak te sien en hom lief te hê en ons vertrou in hom te plaas nie. Wanneer die lewe gebeur, wanneer swaar kry kom, het ons altyd die keuse. Gaan ons God vertrou of gaan ons rug draai en ons harte verhard? Wat gaan ons doen? Hebreërs 3 sê, in Hebreërs 3 sê die Heilige Gees vir ons, vandag as jy sy stem hoor, vandag as jy hoor wie God is, moenie jou hart verhard nie. Moenie God se goedheid bevraagteken nie. Psalm 95 is eintlik 'n psalm wat vir ons sê wie God is. Hoekom ons God kan aanbid, hoekom ons sy lof kan besing. So kom ons lees Psalm 95 saam. O come, let us sing to the Lord. Let us make a joyful noise to the rock of our salvation. Let us come into his presence with thanksgiving. Let us make a joyful noise to him with songs of praise. For the Lord is a great God, a great King above all gods. In his hand are the depths of the earth. The heights of the mountains are his also. The sea is his, for he made it, and his hands formed the dry land. O come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our Maker. For he is our God, and we are the people of his pasture, and the sheep of his hand. Today, if you hear his voice, do not harden your hearts. Moenie na die stem van swaar kry of ongeloof luister nie. Onthou wie God is. God is waardig om aanbid te word. God het vir ons 'n pragtige wêreld gegee.
En hy onderhou elke een van ons, of ons dit nou besef of nie, of ons dit aanvaar of nie. God is goed vir elkeen van ons. Die vraag is of ons die vermoë het om met oë van geloof na die wêreld te kyk en God raak te sien, of gaan ons vasstaar in ons swaar kry. As ons sy weer wil verstaan, as ons God se manier van werk wil verstaan, het ons nodig om na hom te luister, ons het nodig om sy woord te lees, ons het nodig om te hoor wat hy vir ons sê in sy woord. Wat 'n voorreg dat hy skepper van die heelal met ons praat in sy woord. Dit is meer as lewensbelangrik dat ons sal luister en dat ons nie ons harte sal verhard nie. Nou in vers 12, 13 en 14 van Hebreërs 3 kry ons 3 maniere hoe om effektief te luister, sodat ons die gees van God sal hoor in die woord van God. Vers 12 sê, "Take care, brothers, lest there be in any of you an evil, unbelieving heart, leading you to fall away from the living God." Ons moet ons harte oppas, dis die eerste ding. Ons moet ons harte oppas. Ons harte is in gevaar. Daar's 'n klomp stemme wat inpraat op ons harte. Daar's ons sondige natuur, daar's die duiwel, daar's die wêreld. Ons het nodig om ons harte op te pas. En ons het nodig om te besef wanneer ons harte na iets anders toe uitreik as na God self toe, wanneer die druk op ons is, wanneer ons die swaarkry van die lewe beleef. Dit gebeur maklik dat ons ons hoop elders plaas. Daar's 2 baie voor die hand liggende dinge wat ons baie keer ons hoop in plaas vir sekuriteit wanneer ons onder druk voel. Die een is werk. So dis baie maklik vir ons om ons hoop in ons werk te plaas, want dit sal vir ons voorsien. En deur die werk wat vir ons voorsien, kan ons vir ons gesinne voorsien in 'n post-COVID wêreld. Daar's 'n klomp goedes wat maak dat ons na werk toe uitroep. En laat ons sal dit nie sê nie, ons sal nie sê ons werk is ons God nie, maar ons dien ons werk asof dit ons God is. As ons luister na dit wat die werk van ons verwag, eerder as dit wat die woord van God van ons verwag, dan is ons op risiko. Dan is ons harte op die verkeerde plek. En dan luister ons nie meer na die woord van God deur sy gees in ons lewens nie. Ons luister na die stem van werk en ons aanbid werk. En dis 'n groot risiko vir ons. Dis 'n harde hart. Dis 'n simptoom wat kan lei tot geestelike dood. Vir party van ons is verhoudings daai ding. Dis die plek waar ons hoop kry. En dit hier is 'n manier om te identifiseer as verhoudings of mense vir jou te belangrik geword het. Daar's 'n goeie boek wat sê when people are big and God is small. En ek dink dis dieselfde as ons konstant besig is om te wonder wat ander mense se opinie van ons is, of as ons gereeld in daai denkwyse is, wat dink hierdie persoon van my, of wat sal hy sê, of wat sal hy doen, dan weet ons mense het te groot invloed oor ons. Ons hoop is nie in God en wat hy van ons sê en wat sy woord van ons sê en wat sy evangelie van ons sê nie. Ons hoop is in wat ander mense van ons sê en wat ander mense oor ons sê. Dan is ons op 'n gevaarlike plek. Ons kan so aangaan. Daar's baie goedes wat ons hoop in kan plaas wat nie die skepper en verlosser van die heelal is nie. Daar's baie dinge en ons het nodig om ons harte op te pas. Ons het nodig om na die woord van God te luister en ons harte op te pas. Jeremia 17 vers 9 sê, "The heart is deceitful above all things and desperately sick. Who can understand it?" Sien, as ons na iemand na iemand kyk wat oorlede is in 'n hartaanval, selfs as hulle fisies gesond gelyk het hulle hele lewe lank, maar ons doen 'n post-mortem, dan sien ons dan kan ons verduidelik hoekom hulle nie so gesond was soos wat hulle aan die buitekant gelyk het nie. En dieselfde is waar van 'n geestelike dood. As mense 'n geestelike post-mortem doen, dan kan mens sien dat die hart nie so mooi opgepas is soos wat ons graag sou wou nie. Elke dag het ons nodig om besluite te neem wat ons geestelike gesondheid of gaan aanhelp of gaan skade doen. En so, take care, brothers, lest there be in any of you an evil, unbelieving heart, leading you to fall away from the living God. Eerstens, 'n manier om te luister is om jou hart op te pas en versigtig te wees. Tweedens, vers 13. Exhort one another every day, as long as it is called today, that none of you
may be hardened by the deceitfulness of sin. En so die tweede manier is ons moet mekaar help. Ons moet mekaar help, want sonde is bedrieglik. En ons harte is kwesbaar. As long as it is called today, beteken, vandag het ons nog 'n kans. Gister het ons droog gemaak, maar vandag het ons nog 'n kans. Vandag is 'n dag van genade. Ons het 'n kans om nie ons harte verder te verhard nie, maar ons hoop in God te plaas. En ons het nodig om mekaar te help. Vandag is nog 'n kans. En kyk wat sê hy daar. Exhort one another every day, as long as it is called today, that none of you may be hardened by the deceitfulness of sin. Dis 'n meer opgewonde onderwerp daar, sien. The deceitfulness of sin, die bedrieglikheid van sonde is, sonde het 'n vermoë om vir ons te sê, dis okay. Sonde het 'n vermoë om homself te regverdig in ons harte. Sonde het 'n vermoë om vir ons te sê, hou aan met wat jy doen. Moenie in geloof optree nie, moenie in liefde optree nie. Hou aan om hierdie pad te gaan. Jy is geregverdig daarin om hard te wees. Jy is geregverdig daarin om te boelie. Jy is geregverdig daarin om die victim te speel. Jy is geregverdig daarin. Dis wat sonde doen. Geloof doen iets anderster. Maar ons kan dit baie keer nie self hoor nie. Ons kan nie sien dat ons besig is om bedrieg te word deur ons eie sonde nie. En daarom het ons mekaar nodig om ons te help. Exhort one another daily. Kom ons help mekaar. Voor ek by Ligpunt was ek by 'n ander kerk gewees en ek het 'n goeie vriend gehad wat 'n ongelooflike begaafde ou in die bediening was. Maar mens kon sien oor tyd dat die lewe as 'n geheel, maar ook die lewe in bediening sy tol geëis het op die ou. Hy was uitsonderlik begaafd en hy was 'n absolute perfeksionis. En die slegte ding wat begin gebeur het is wanneer dinge nie perfek was nie of hy het uitbeheer uitgevoel of die lewe het maar net gebeur soos wat die lewe gebeur, het hy begin om sy frustrasie op ander uit te haal. En ek is weg en ek het van ver af gesien hoe daai sonde wat hy die hele tyd die vermoë gehad het om homself in te regverdig, want dit is mos vir die koninkryk of dit moet mos goed wees vir God, het hy 'n boelie geword en dit het gelei tot 'n geweldige geveg binne in die kerk. En na 25 jaar van ongelooflike werk moes hy uit die kerk uit gaan. Hy moes uit die kerk uit gaan en hy is land uit met sy familie. En soos wat ek terugkyk op dit, is ek baie hartseer dat ek nie toe ek het gesien het iets gesê het nie. Ek was 'n lafaard klankbord eerder as 'n Christen broer wat vir hom sê maar besef jy daai is nie geregverdig nie. Toe jy daai ouetjie by die deur so sleg hanteer het, dis nie aanvaarbaar nie. Ek weet hy het 'n fout gemaak, maar jy kan nie so met hom praat nie. Sien, as ek dit vroeër gedoen het, as ek hom gehelp het om die bedrieglikheid van sonde in sy lewe te sien, dan kon dit sy familie en die kerk soveel pyn gespaar het. Maar ek het dit nie gedoen nie en ek is hartseer daaroor. Sonde is bedrieglik en sonde saai verwoesting. Baie keer lyk dit of mens wegkom met sonde. Baie keer dink mens sonde het nie 'n impak nie of is okay of wat ook al. Sonde lei altyd tot die dood op die einde en sonde saai altyd verwoesting. Sonde is baie meer gevaarlik en baie meer van 'n leenaar as wat ons besef. Ons het nodig om mekaar te help. Dis nie net kerkleiers wat surprise. Dis nie net kerkleiers wat hierdie probleem het met die bedrieglikheid van sonde nie. 2 jaar terug het ek 'n ander vriend gehad wat geweldig vinnig gevorder het by die werk. Hy het baie ekstra verantwoordelikheid gekry, baie suksesvol by die werk. Maar wat met hom gebeur het, is hy het so klein bietjie minder afhanklik geword in sy eie verstaan van die genade van God en 'n bietjie meer self-reliant geword, 'n klein bietjie meer hard geword in sy wese, sodat hy kon cope met sy werksomgewing wat hierdie meer verantwoordelikheid op hom geplaas het. En wat gebeur het, is daai hardheid van hart en het 'n geweldige impak op sy huwelik gehad, want hy moes hard wees by die werk en toe het hy hard geword by die huis en dit het sy huwelik amper totaal vernietig. Dit het baie tyd gevat en baie trane en baie seer
voordat God sy hart weer sag gemaak het en hy besef het dat hy nodig het om te verander. Dat hy nodig het om na die gees van God te luister wat vir hom sê, tree in liefde op, wees gentle. Eerder as iemand wat alles vinnig probeer fix deur bombasties en hard te wees. En so, sy huwelik is gered as gevolg van vriende wat hom gehelp het om te besef dat sy sonde hom bedrieg. Dat hy dink, dit wat hy besig is om goed te doen, want hy is besig om vooruitgang te maak in die lewe, was sonde wat hy geregverdig het in sy lewe, want hy moes gentler wees, en hy was mooier wees, en hy moes sy vrou en sy kinders gedien het. Dit het tyd gevat, maar hy is gered van sy sonde, deur die werk van sy vriende wat ingepraat het op sy lewe, en so, exhort one another every day, as long as it is called today, that none of you may be hardened by the deceitfulness of sin. Derdens en laastens, vers 14. For we have come to share in Christ, if indeed we hold our original confidence firm to the end. Ek dink ek gaan dit weer lees. So, kan ons soos Israel nie in die beloofde land ingaan nie? Is dit moontlik vir ons wat ons self gelowiges noem? Kom ons lees vers 14. For we have come to share in Christ, ons het regtig in Jesus se goedheid en sy nuwe lewe begin deel, if indeed we hold our original confidence firm to the end. Dis nie goed genoeg om goed te begin in die Christelike wedloop nie. Dis nie goed genoeg nie. In die gelykenis van die saaier was daar twee kategorieë wat dit nie gemaak het tot die einde toe nie. Die eerste kategorie, die saadjies van die woord wat op die pad geval het, is opgepik deur voëls. Daar was die saad het nie ontkiem nie. In die tweede geval het die saad ontkiem en dit het wortel geskiet, maar die wortels kon nie diep genoeg ingaan nie en op die klipperige grond nie, en toe daai woord het doodgegaan binne in daai persoon. En die derde kategorie het die woord het ontkiem, dit het sterk gegroei. En dit het gelyk asof dit gaan lewe, maar toe die onkruid het toe wat swaar kry is en wat die verleidelikheid van geld is, het toe daai plant doodgegroei. En daai persoon het dit nie gemaak nie. En so vir ons om geestelik lewendig te bly, het ons nodig letterlik om elke dag tot ons doodgaan vas te hou aan Jesus. Dit is die enigste manier. Dis die enigste manier hoe ons werklik gered kan wees, is as ons elke dag aanhou vertrou. Ons het nodig om elke dag te vertrou wat Jesus vir ons gedoen het aan die kruis. Ons kan nie opgee nie. Jesus sal ons nie los. Die wat na hom toe kom elke dag in geloof en bekering met 'n nederige hart, sal Jesus nie laat gaan nie. Maar ons het nodig om end uit vol te hou, aan ons vashou aan Jesus. Daar mag dalk van ons wees vanoggend wat sukkel met dit. Ons sukkel, ons harte is 'n klein bietjie hard al. Sonde het 'n hou vas oor ons lewens gekry. Ons is nie lus vir die mense van die kerk nie. Ons is nie lus om na God se woord te luister nie. Daar's min vreugde, swaar kry ons onder. Ons sien nie God se hand raak nie. Daar mag dalk van ons hierso wees. Maar waarna gaan ons vanoggend luister? Waarna gaan ons vanoggend luister? Gaan ons luister na die sonde, die bedrieglikheid van sonde? Gaan ons luister na die duiwel wat ons aankla en wat vir ons sê ons is nie goed genoeg nie en God is nie lief vir ons nie. En waar is God? Hoekom kry jy so swaar? Waar is jou hierdie God wat so goed is vir jou? Waarna gaan ons luister? Kom ons luister na die gees van God en die woord van God in Hebreërs 4 vers 14. Hebreërs 4 vers 14 sê die volgende: Since then we have a great high priest who has passed through the heavens, Jesus the Son of God. Let us hold fast our confession. For we do not have a high priest who is unable to sympathize with our weakness, but one who in every respect has been tempted as we are, yet without sin. Let us then with confidence draw near to the throne of grace. Jesus het 'n troon, maar dis 'n troon van genade, that we may receive mercy and find grace in our time of need. Vanuit die swaar kry van die lewe ons onderkry, is daar 'n klomp stemme wat na ons uitroep van hoe ons moet optree. Hierdie is die stem wat ons wil hoor. Let us then with confidence draw near to the throne of grace,
that we may receive mercy and find grace in our time of need. Die primêre simptoom van ongeloof is 'n hart wat verhard teenoor God. Is 'n hart wat verhard teenoor ons medemens, is 'n hart wat verhard en oukei raak met die sonde in ons lewens. Dis die pad van geestelike dood. Maar Jesus is anderster. Onthou, Jesus is genadig. Hy is 'n hoëpriester wat verstaan waartoe ons gaan. Hy verstaan ons swakheid. Hy verstaan ons nood wat ons elkeen vandag het. En sy lewe is vir ons genoeg, sy sterwe was vir ons genoeg vir ons verlossing. En sy liefde en genade is genoeg om ons te dra vandag. En so ek sluit vir ons af. Die geesvervulde lewe is 'n lewe waar ons luister na die gees van God, soos wat God met ons praat in sy woord. Ons het elke dag die keuse om nederig te luister na die woord van God of om ons harte te verhard teen die woord van God. Die pad van geestelike dood word gekenmerk deur 'n verharding van die woord, 'n verharding teen die woord, 'n onttrekking uit die gemeenskap, 'n aanvaarding van sonde in 'n mens se lewe en 'n koue hart teenoor Jesus. Die pad van verlossing die pad van verlossing is 'n pad wat gekenmerk word deur 'n begeerte om God se stem te hoor. 'n Begeerte om God se woord te hoor en met geloof en bekering daarop te reageer. Dis 'n lewe wat gekenmerk word van met oë van geloof te kyk en te sien hoe goed God vir ons is, hoe hy besig is om in ons midde te werk en om ons te help. En ons het elke dag die keuse. Today, if you hear his voice, do not harden your hearts as they did in the rebellion. Kom ons bid saam. Vader, soos wat ons aan die einde van die geesvervulde lewe reeks kom, wil ons vir u dankie sê dat u gees in ons harte uitstort. Dat u gees nuwe lewe, nuwe ware geestelike lewe binne in ons produseer. En dat ons 'n mense kan wees wat fonteine van lewende water by u kan drink. Vergewe ons vir die kere wat ons op verkeerde plekke drink, wat ons soutwater drink, wat ons luister na die duiwel, wat ons luister na ons eie sondige hart, wat ons luister na stemme wat bo u uitpasyn word in ons harte, maar wat nie vir ons goed is nie. Vergewe ons vir daai kere. Vader, help ons asseblief om u stem duidelik te hoor. Help ons asseblief om ons dors by u te lees. En Vader, help ons asseblief om sterk te staan in die geloof. Help ons om end uit vol te hou en u eendag van aangesig tot aangesig te sien. In 'n wêreld waar daar geen meer trane of hartseer of pyn is nie, geen meer swaar kry nie. Waar ons u werklik kan ken soos wat u is en waar daar niks is wat ons terughou van ware vriendskap met u nie. So Vader, ons pleit by u, help ons en wees ons genadig in Jesus naam. Amen. Vir meer inligting oor Ligpunt Kerk, besoek gerus ons webwerf op www.ligpunt.com of kontak ons gerus by info@ligpunt.com.